Erfgenaam van Stilte, Dia Berg. Ek lees graag vir julle die volledige korter boek voor en dankie Dia vir die voorreg en toestemming dat ek dit mag doen. Jy sal Dia Berg se boeke op Amazon vind as jy wil aankoop of self wil lees. Sy het ook 'n bladsy op Facebook en ek sal die skakels vir julle hieronder los. Agtergrond van Erfgenaam van Stilte. Maggie erf die plaas Subatsfontein van haar oupa. Die eerste aand wat sy daar slaap, hoor sy geluide en met tye sien sy haar ma se weerkaatsing in die spieëls. Sy wonder nog steeds wat het van haar ma geword. Almal sê sy het weggeloop met die plaasbestuurder, maar Maggie het terugflitse wat sy nie kan verstaan nie. En niemand op die plaas wil praat nie, tot die waarheid aan die lig kom. Erfgenaam van Stilte, Dia Berg. 1. Die begrafnis. Die son het lank al gesak toe Maggie op die plaas aankom. Die begrafnis van haar oupa was verby. Die plaaswerkers het stil gestaan en haar gegroet. Die plaashuis, groot en oud, het soos 'n spookhuis gevoel. Al was sy en haar oupa na aan mekaar, het hulle mekaar maar min gesien. Sy skielike dood laat haar met 'n leemte wat nie deur woorde beskryf kan word nie. Maggie stap stadig deur die groot gang. Die Vrystaatse wind waai deur die oop deure en laat die vloerplanke kreun en kraak. 'n Koue rilling hardloop teen haar rug af. Maggie is nou alleen. Die laaste erfgenaam van Subatsfontein. 'n era het aan die einde gekom. Sy probeer die gevoel van haar afskud. Maggie, jy is sommer nou laf, praat sy met haarself, maar iets knaag aan haar siel, iets onverklaarbaar. 2. Die stil huis. Die eerste nag in die huis bring iets vreemds. Voetstappe in die gang, stoele wat skuif, 'n deur wat skielik oopswaai. Alles is stil, te stil. Toe kyk Maggie in die spieël in die gang. 'n Flou gesig verskyn daar, net vir 'n oomblik, bleek, hartseer. Haar ma, of 'n herinnering van die verlede? Die wind waai die gordyne teen die venster en laat 'n koue gevoel deur die kamer spoel. Maggie voel hoe die donkerte haar omvou. Sy sit ligte aan en sluit die deure, maar die gevoel van ongemak verdwyn nie. Sy probeer slaap, maar haar gedagtes dwaal terug na haar kinderdae. 3. Nagmerries van die verlede. Maggie onthou hoe haar ma verdwyn het. Haar pa het gedrink. Haar oupa het stil gebly daaroor. Dorpie se fluisteringe het gesê haar ma was geestesiek of het saam met die plaasbestuurder weggeloop. Maar Maggie onthou dinge wat nie sin maak nie. Haar ma wat stil en dromerig was. Die ligte by die waanhuis wat daardie nag geflikker het. Die koue wind wat in die nag deur die doringbome gewaai het. Sy begin twyfel oor wat werklik gebeur het en wat sy gesien het. Haar ma se gees begin onverwags, subtiel verskyn. Eers 'n liggie wat flikker, toe 'n koue aanraking, 'n fluistering in die wind, en Maggie besef, die stilte van Subatsfontein is nie net stilte nie. Iets wag daar, iets wat die waarheid wil hê. 4. Die waanhuis. Die waanhuis het lankal stil gestaan, maar tog het dit iets oor Maggie se siel gehad, 'n oproep wat sy nie kan weerstaan nie. Sy stap stadig oor die gruis na die groot houtdeure. Die wind waai deur die takke en laat die deure effens kraak. Dit klink soos 'n fluistering. Kom nader. Maggie druk die deure oop. Die ou hout kreun onder haar hand. Binne ruik het na stof, ou hout en klam
aarde. Kratte lê rommelrig rond. 'n gebreekte stoel skuif effens toe sy daarby verbyloop. Spinnerakke glinster in die lig van haar selfoon en toe hoor sy dit. 'n sagte beweging agter 'n kratte hoop. Sy draai vinnig om, maar sien niks. Net die skadu's van die maanskyn. Sy stap nader aan 'n spieël teen die muur. Die glas is dof van stof. Maar sy sien iets beweeg agter haar eie refleksie. 'n vrou se gesig, bleek, hartseer, oë wat smeek. Maggie se hart bons. Sy vra, "Ma." Maar geen geluid kom terug nie. Skielik verander alles. Die lig van haar selfoon flikker en agter die vrou se gesig verskyn daar 'n donker vorm, 'n verwronge gesig, leë oë, mond skeef in 'n grimas. Die ding glimlag na haar, 'n koue, bose teenwoordigheid wat voel asof dit haar hele wese wil opsluk. Die spieël kraak. Maggie spring terug. Die refleksie van die vrou verdwyn, maar die donker gesig bly daar, stil en dreigend. Sy weet nou, die waanhuis hou nie net geheime nie, dit beskerm iets wat nie wil hê, dat sy die waarheid moet ontdek nie. 5. Die spieël. Elke nag lyk die spieël nou anders. Soms flikker dit. Soms kyk het reguit na haar. Die goeie teenwoordigheid, haar ma, probeer subtiel leiding gee. Die bose teenwoordigheid probeer keer, dat sy verder ondersoek instel. Maggie stap weer in die waanhuis rond. Haar asem trek kort, die vloer kraak. Toe hoor sy weer 'n fluistering. Los dit. Sy kyk in die spieël en sien die twee figure. 'n sagte, hartseer gesig wat haar roep, "Vind die waarheid, my kind." 'n donker, verwronge gesig en vorm wat beweeg, haar wil afskrik, haar keer. Sy oë is hol en leeg, sy glimlag skeef en dreigend, en Maggie voel hoe 'n koue hand oor haar skouer gly. En sy weet, sy kan nie terugdraai nie. Sy moet die geheim van die waanhuis ontdek, al is dit moontlik gevaarlik. Die spieël fluister weer, "Waanhuis." 'n misagtige skrif wat van binne af uit die glas verskyn. Die bose teenwoordigheid skuifel laag soos droë blare teen die vloer. Maggie trek asem in. Sy kan dit nie los nie. Sy sal die waarheid moet vind. 6. Fluisteringe in die wind. Die wind waai deur die waanhuis soos 'n lewende wese. Lig flikker, kratte skuif. Die bose teenwoordigheid word al hoe meer aggressief. Maggie staan in die middel van die vloer. Sy kyk rond en voel hoe die atmosfeer dik en swaar word. Sy hoor die fluisteringe, stemme van die verlede, haar ma se stem. En iets wat heeltemal onbekend is. Toe stap sy na die los vloerplank. Haar vingers streel oor die hout. Sy voel die koue stof van die ou dae en sy weet, die waarheid lê hier onder. Maar die bose teenwoordigheid probeer haar keer. 'n krag trek aan haar siel. Bang, kwaadwillig. Die spieël begin flikker. Die refleksie van haar ma probeer lei. "Jy kan dit doen, Maggie." Maggie neem die koevoet. Haar hande bewe effens, maar sy druk deur. Die eerste plank gee effens mee. 'n harde kraak weer klink in die waanhuis. Die bose teenwoordigheid kroon en beweeg nader, maar sy staan vas. Die vloerplank lig 'n klein bietjie. Ontblote donker kol daarop en Maggie weet, sy die eerste tree geneem om die lang verbode waarheid uiteindelik te ontdek. 7. Die los vloerplank. Maggie staan in die waanhuis en kyk na die los plank in die middel van die vloer. Die wind waai stadig deur die gebreekte deure.
Ligte flikker oor die stof en laat die skaduwees van die kratte beweeg. Haar hande bewe effens, toe sy weer die koevoet optel. Jy kan dit doen, sê 'n stem, sag en bekend, haar ma. Sy voel 'n warm aansporing wat deur die koue teenstand aan haar trek. Sy druk die koevoet tussen die plank en die vloer in. Die hout gee weerstand. Nog 'n harde stoot en kraak. Die geluid weer kalm, soos 'n skree uit die verlede. Maggie trek terug en kyk om haar rond. In die spieël flikker die donker vorm weer. Die gesig vol kwaad. 'n Skewe trek oor die gesig, hol en dreigend. Sy neem 'n diep asemteug in en druk harder. Die plank lig uiteindelik 'n bietjie verder. Die donker opening al hoe meer sigbaar. Daaronder lê die koue aarde. 'n Yskoue wind rol vanuit die opening, asof die aarde self diep asemhaal. Maggie lig die lamp oor die opening. 'n Lig val op iets wit. 'n Menslike armbeen. Haar asem stol in haar keel. Die bose teenwoordigheid steun laag en beweeg nader. Die spieël kraak en stikkende glas tuimel oor die vloer. Sy weet nou definitief, sy het die geheim uiteindelik gevind. 8. Onder die vloer. Die aarde onder die plank is sag, klam van jare se stilte. Maggie grawe saggies. Haar hande voel die bene, droog en koud. Die aarde wat lank begrawe is, kom na vore. Die waarheid wat lank daaronder lê, is nou sigbaar. Toe sy die bene heeltemal blootstel, hoor sy die geluid weer. 'n lae, steunende, kreunende stem agter haar. Die bose teenwoordigheid beweeg vinniger, probeer haar keer om verder te grawe. Jy gaan nie hierdie geheim openbaar nie, kom dit holklinkend, maar 'n ander stem, sag en warm, fluister, hou aan Maggie, jy kan dit doen, jy moet net die waarheid ontbloot. Dit is haar ma. Haar gesig verskyn weer skielik in die spieël wat nou weer heel is. Nie meer hartseer nie, maar sterk en rustig. Sy lei Maggie deur die pyn en die vrees. Maggie werk vinnig, haar hart bons, haar oë is nat van trane. Sy weet, dit is nie net haar familie se geheim nie, hierdie is haar erfenis, en sy moet dit regstel. Bene in die grond. Die polisie kom uiteindelik, die graf word finaal oopgemaak. Die waarheid wat lank begrawe was, word bevestig, en dit is haar ma. Maggie staan stil en kyk na die afgelope jare van geheimhouding, leuns en stilte. Die bose teenwoordigheid probeer nog een laaste keer om haar te keer, maar sy staan vas. Die wind waai deur die gebroke waanhuis. Die spieël flikker, soos die vorm van kwaad, stadig, maar seker daaruit verdwyn. Maggie fluister, ek sal jou nooit vergeet nie, mamma. Ek sal die waarheid regstel. Vir 'n oomblik voel sy 'n warm aanraking oor haar skouer, soos die laaste omhelsing van haar ma. Dan verdwyn die bose teenwoordigheid uiteindelik finaal, so stof wat deur die wind weggewaai word. Die waanhuis is weer stil, maar hierdie keer nie meer die stilte van 'n geheim nie, die stilte van 'n vryheid en van waarheid wat uiteindelik uitgekom het. 10. Die lees van die brief. Maggie stap stadig na haar oupa se studeerkamer. Die huis is stil, net die wind fluister deur die oop deure. Op die lesenaar lê 'n koevert, wat sy nog nooit tevore daar gesien het nie.
Haar hande bewe effens toe sy dit oopmaak. Die papier is vergeel, die ink effens vervaag. Sy haal diep asem en toe begin sy lees. My liewe Maggie, as jy hierdie lees, beteken dit die waarheid het uiteindelik uitgekom. Ek het lank gewag en die oomblik gevrees. Wat daardie nag gebeur het, was nie beplan nie. Jou ma en ek het gestry. Sy wou die plaas verlaat en jou saamvat, en ek kon dit nie aanvaar nie. Ek het gedink ek beskerm jou, ek het gedink ek beskerm hierdie familie, maar trots is 'n gevaarlike ding. Ek het haar gestamp en sy het geval. Ek het geweet onmiddellik dat ek iets gedoen het wat nooit weer reggemaak kan word nie. Sy was dood. Ek het haar begrawe saam met haar geheime. Elke dag daarna het ek met daardie sonde saamgeleef. As haar gees nog op hierdie plaas dwaal, weet ek dat dit my skuld is. En as jy my ooit kan vergewe, laat die waarheid maar leef. Jou oupa. Maggie sit lank en stil. Die brief in haar hande. Die stilte in die huis voel nie meer soos 'n verdrukking nie, maar soos 'n eerbied vir die waarheid wat uiteindelik gaan uitkom. Trane rol oor haar wange. Sy verstaan nou alles. Haar ma se stilte, haar oupa se verskriklike hartseer, die bose teenwoordigheid wat al jare lank daar wag. 11. Finale konfrontasie. Maggie stap weer na die waanhuis, hierdie keer sonder vrees. Die vloer is oop, die graf blootgestel. Sy staan stil in die maanlig. Die bose teenwoordigheid kom weer tevoorskyn, groter en leliker as ooit. Die gesig hol, die mond skeef, die oë vol haat. Dit probeer om haar te keer. Dit fluister, jy mag nie die waarheid openbaar nie. Maggie trek asem in en praat hardop. Ek weet nou wat gebeur het. Ek weet van die nag, van ma en van alles. Jy kan my nie keer nie. Skielik verander alles. Die wind gaan lê. Die spieël reflekteer 'n lig wat sy nog nooit tevore gesien het nie. Die hartseer gesig van haar ma verskyn, sag en mooi. Ek is trots op jou, Maggie. Jy het die waarheid aanvaar en jy het vir my vrede gebring. Fluister die gees. Die bose teenwoordigheid gil een laaste keer en verdwyn uiteindelik in die donkerte. Die spieël kraak weer en die stilte kom terug. Hierdie keer is dit 'n stilte van vrede. Maggie staar na die maan. Sy voel haar ma se teenwoordigheid in die wind en sy weet dat alles nou reggestel is. 12. Erfgenaam van stilte. Die oggend breek oor Subatsfontein. Maggie staan op die stoep van die plaashuis. Sy kyk oor die uitgestrekte veld. Die wind waai sag. Die doringbome buig stil. Sy dink aan die verlede, die nagmerries wat sy gekry het, die geheim wat uiteindelik ontdek is. Alles is nou anders. Die stilte is nie meer swaar nie. Die stilte is vryheid. Maggie neem 'n besluit. Sy gaan nooit weer toelaat dat hierdie plaas ooit verkoop of in die mark kom nie, of dat die stilte haar erfenis gaan probeer vernietig nie. Subatsfontein is haar geboortereg, haar gesin se geskiedenis, en sy sal dit beskerm en bewaar. 'n sagte glimlag trek oor haar gesig. Die verlede is verby, die waarheid is bevry, en die plaas sal voortleef, nie net as 'n huis nie, maar as 'n simbool van liefde,
skuld en uiteindelik vrede. Die einde.